Welkom by vandag se verduideliking. Ek is jou gids en ons is op die punt om op 'n ongelooflike ekspedisie deur die natuurwetenskappe te vertrek. Dink aan hierdie oorsig nie net as gewone eksamenvoorbereiding nie, maar as 'n ware natuurlewe dokumentêre en jy is die navorser. Ons gaan reis van die heel basiese gereedskap wat jy as wetenskaplike nodig het tot by die koudste en verste uithoeke van ons planeet. Reg daarvoor? Kom ons spring dadelik weg. Hier is ons reisplan vir vandag se ekspedisie. Ons begin by punt 1, die noodsaaklike reëls vir wetenskaplike sketse. Van daar af verken ons die groot biosfeer. Ons vra onsself, wat maak iets lewendig? Ons loer na fascinerende aanpassings vir uiterste oorlewing en ons sluit alles af met biodiversiteit en klassifikasie. Reg. Afdeling 1. Reëls vir wetenskaplike sketse. Elke goeie ontdekkingsreisiger het mos die regte vaardighede nodig voordat hulle die wildernis invaar, of hoe? In die wetenskap beteken dit, ons moet ons bevindinge baie akkuraat kan aanteken. Nou hier is 8 absolute goue reëls wat jy letterlik soos 'n oorlewingsgids vir die eksamen moet ken. Nommer 1. Jou skets kort 'n duidelike opskrif en jy moet dit onderstreep. 2. Gebruik altyd 'n lekker skerp potlood. 3. Trek 'n vertikale gidslyn daar aan die regterkant van jou bladsy. 4 en 5 gaan oor jou byskriflyne. Hulle moet mooi horisontaal wees, gebruik 'n liniaal en hulle mag nooit mekaar kruis nie. Reël 6 is eenvoudig. Skryf 'n netjiese losskrif, asseblief geen lopende skrif nie. 7. Al daai byskrifte moet pragtig regsteen jou gidslyn opgelyn wees. En laastens nommer 8. Moet asseblief nie jou skets inkleur nie. Ons soek duidelikheid en feite, dis nie 'n kunsklas nie. As jy hierdie 8 memoriseer, is jy reeds halfpad daar. Afdeling 2. Verkenning van die biosfeer. Nou dat ons weet hoe om dinge aan te teken, kom ons stap uit die klaskamer uit en kyk na die massiewe wêreld rondom ons. Hierdie is eintlik 'n asemrowende konsep. Die biosfeer is daardie deel van ons aarde waar absoluut alle lewe bestaan. Van die diepste, donkerste oseane tot heel bo in die wolke waar klein spore ronddryf. Dink net so 'n bietjie daaroor. Hierdie dun, delikate laagie om ons planeet is, sover ons weet, die enigste tuiste vir lewe in die hele uitgestrekte heelal. Dit omvat al ons verskillende ekosisteme. Dis amper soos 'n reuse leerkaart wat perfek gebalanseer is in 3 afsonderlike sfere. Eerstens is daar die litosfeer, dis die land en rotse onder ons voete wat 'n tuiste bied vir enigiets van piepklein grondbakterieë tot groot roofdiere. Dan is daar die hidrosfeer, al die water, oseane en mere waar jy alge en massiewe walvisse kry. En derdens, die atmosfeer, daardie onsigbare laag gasse en lug rondom ons wat ons inasem, vol lewe soos voëls en insekte. Afdeling 3. Wat maak iets lewendig? Terwyl ons so deur hierdie magtige biosfeer reis, moet ons 'n baie logiese, maar belangrike vraag vra. Hoe weet ons beslisse of iets lewendig is? Wel, wetenskaplikes is mal oor 'n lyste en hiervoor het ons 'n spesifieke kontrolelys. Daar is 7 lewensprosesse en om as lewendig te tel, moet 'n organisme hulle almal kan doen. Jy kry beweging, soos 'n plant wat na die son toe draai, respirasie, wat beteken dit gebruik suurstof om energie uit kos vry te stel, gewaarwording, so dit reageer op wat hom gebeur, groei, dinge raak natuurlik groter, voortplanting om nageslag te maak om die spesies aan die gang te hou, uitskeiding om ontslae te raak van afvalstowwe en natuurlik voeding, alles kort mos brandstof, of dit nou 'n dier is wat eet of 'n plant wat fotosinteseer, kortnat een van hierdie en dis nie 'n lewende organisme nie. Nou, om hierdie 7 prosesse aan die gang te hou, het jy geweldig spesifieke toestande nodig. Op ons aarde het ons 5 perfekte vereistes: energie, die regte gasse, vloeibare water, grond en gunstige temperature. Om dit in perspektief te plaas, vergelyk dit bietjie met Mars. Mars is ysig koud, gemiddeld -60°C. Sy atmosfeer is superdun en bestaan meestal uit koolstofdioksied, die lugdruk is heeltemal te laag vir vloeibare water en hy kry baie minder sonlig. Dit wys jou net hoe absoluut delikaat die balans op aarde is, sodat lewe, soos ons dit ken, kan floreer. Afdeling 4. Aanpassings vir uiterste oorlewing. Gepraat van koue en onherbergsame plekke. Op aarde kry ons ook uiterste omgewings. As diere en plante hier wil bly, moet hulle aanpas, anders gaan hulle dit eenvoudig nie maak nie. Kom ons kyk na die ultieme oorlewingsverhaal. Verbeel jou 'n plek waar die wind genadeloos huil oor die ys en dit -60°C is. Dis Antarktika in die winter en dis presies hier waar die keiserpikkewyn uithang.
Hoe in die wêreld oorleef hulle dit? Wel, hulle het letterlik 'n ingeboude oorlewingspak. Hulle het 'n dik laag spek onder die vel en digte vere wat lug vasvang om as isolasie te dien. Maar die slimste ding is hoe hulle optree. Duisende van hulle kruip knus teen mekaar saam in 'n massiewe groep. Sodoende sny hulle hitteverlies met 'n eislike 50%. En hulle is regverdig ook. Hulle roteer heeltyd sodat elke pikkewyn 'n kans in die lekker warm middel kry. En dis nie al nie. As hulle kos soek, is hierdie voëls ongelooflike atlete onder die water. Hulle kan na stik donker dieptes van 500 meter ver afduik en kan ondenkbaar lank, tot 20 minute, hul asem ophou om inkes en vis te vang. As 'n hongerluiper drop of 'n moordwalvis skielik opdaag, is hierdie ouens egter gereed. Hul lywe is so vaartbelyn en hul flippers is so kragtig dat hulle soos torpedo's deur die water kan skiet teen snelhede van tot 40 km/h. 40 onder water, dis waarlik indrukwekkend. Maar hier is vir my die absolute mees ongelooflike deel van die pikkewyn-epos. Hulle broei doelbewus in die dooie, donker middel van die winter sodat die kuikens teen die lente kan groot word. Die pa pikkewyne staan in daardie koue en hou die eier warm en vir 'n volle 120 dae eet daardie mannetjies absoluut niks nie. Hulle vas heeltemal. Om nie van die honger om te kom nie, verlaag hulle hul hartklop en hul hele metabolisme aansienlik om energie te spaar. Dis die absolute uiterste vorm van opoffering. Afdeling 5: Biodiversiteit en klassifikasie. Nadat ons sulke magtige wonders gesien het, is dit nou tyd vir die wetenskaplike om bietjie orde te skep uit hierdie chaos van lewe. Ons noem daardie verskeidenheid biodiversiteit. Dis basies net die oorkoepelende woord wat ons gebruik om letterlik alle verskillende lewende dinge op aarde te beskryf. Maar omdat daar so ontsaglik baie van hulle is, moes wetenskaplikes 'n manier kry om dinge volgens ooreenkomste te groepeer. Andersins sou ons dit nooit alles kon bestudeer nie. So wat doen ons? Ons deel absoluut alles op in 5 reuse kategorieë of ryke. As iets leef, val dit hierin. Ons het die diere, plante, die swamme soos paddastoele, dan die protiste en laastens die piepklein bakterieë. Alles wat ons vandag bespreek het en nog ooit sal bespreek in natuurwetenskappe, pas ergens in hierdie 5 ryke. Carl Linnaeus het 'n briljante trappiestelsel uitgedink om dit selfs verder af te breek. Dink daaraan as 'n tregter wat bo baie wyd is en al hoe smaller word. Jy begin by die wye ryk, sê nou maar diere. Dan sorteer jy af in filum, dan klas, orde, familie en so aan, totdat jy uiteindelik by die baie spesifieke genus en spesie kom. Wat my bring by 'n massiewe wenk vir jou eksamen. Daardie laaste 2, die genus en die spesie, is saam die amptelike wetenskaplike naam. Ons noem dit die binomiale benamingsstelsel. Die reël hier is eenvoudig. Die genus kry altyd 'n hoofletter en die spesie kry net 'n klein letter. Soos 'n leeu is Panthera leeu. Maar wag, onthou jy daardie heel eerste sketsreël waaroor ons aan die begin van die verduideliking gepraat het? Daardie reël tref weer hier. As jy enige wetenskaplike naam met die hand skryf, moet dit altyd onderstreep word, elke liewe keer. En net so is ons aan die einde van ons wetenskaplike reis. Maar voordat ons vir vandag afsluit, wil ek jou met hierdie gedagte laat. Sê nou net ons kry eendag wel lewe op 'n plek soos Mars, selfs al is dit net 'n buiteaardse mikrobe. In watter van daardie 5 aardse ryke sou dit pas? Sal ons dit daar kan inwurm of gaan die mensdom dalk 'n splinternuwe wetenskaplike ryk moet skep? Iets om oor na te dink. Bly nuuskierig, hou aan verken en vreeslik baie sterkte met daardie voorbereiding.